Welcome to High Gorgeous Clay and Conversations, where we shape clay and touch hearts. Ek kuier saam met Marijke Minnaar, 'n vrou van vele talente. So baie welkom Marijke Minnaar. Jy is 'n kosbare mens vir my. So ek is baie opgewonde vir wat uit hierdie episode gaan kom. Maar jy's 'n mamma en 'n vrou van vele talente. Jy het 'n dekorbesigheid en jy doen wyd en suid. Jy klim sommer op 'n vliegtuig en dan gaan jy. Die tema is be intentional, wees intentioneel, doen dinge met intentionaliteit en doelbewuste keuses te maak. So in jou werk, jy Nee, ek het nie nodig eers om jy is 'n declutterer want jy moet chaos transform in iets beautiful. Ja. So vertel ons net 'n bietjie meer van wat jy doen, dan gaan ons wegspring met ons oorbelle. Fantasties. Baie dankie Irma. Dit is 'n groot voorreg om hier te wees. En ja, ek hoop regtig dat die lappies van my lewe iemand anders se lewe kan transformeer. So ek bring 'n bietjie chaos. Mense kom met 'n Pinterest idee of 'n illusie, 'n hartsbegeerte na my toe en dan sê hulle ek soek my partytjie so. En dan moet jy al daai stukkies bymekaar sit en hulle droom vir hulle neersit op 'n tafel. Dit vat beplanning en mensekennis, mense te lees en jy moet die hele tyd intentioneel wees. En ek dink mense leer ook in die lewe. Sekere dinge werk beter as ander. 'n ander deel van my wat so 'n bietjie van COVID afgegroei het is die blommeplant. So met blommeplant en ek voel mense in jou lewe is ook soos jou tuin. Jy kies intentioneel om Kersrose in jou tuin te plant. En hulle het suurgrond nodig. En hulle het suidelike son nodig. So 'n sekere vriendin in jou lewe of 'n sekere mens in jou lewe kweek jou tuin en ek voel dit is intentioneel. Dis mooi. Ek kort 'n Kersroos. Ek sê vir jou ek wil 'n pot met Kersrose wat my ouma het ons groot geword almal op die plaas. Daai dromme, daai ou dromme en die Kersrose het so geflourish. Voluptuous. Absoluut stunning. En dit het verskillende kleure gaan oor die suur uit, van die grond. So baie mooi. Hoe meer suur, hoe werk dit? So dit gaan van blou tot by wit. So wit is die moeilikste om te kry. So ek is nou nie groot kenner nie, maar jy ek gooi die suur en dan sien ek, hulle kom baie mooi uit. So en ek het verskillende tipe plante en ek het so een strip. En so hulle, ek lief my Kersrose. Fantasties. Hydrangeas. Ek wil dit verf. Ek sien altyd hoe dit verf en is leier vir leier. So mooi. Vir leier, nee. Wag. Ewen as hulle groen is hulle ook actually beautiful. Blare is detail. Maar die rede hoekom ek hulle het is ek reserveer hulle. So dis mos nou mode in die dekorwêreld om die potjies met die maar hulle word hier soos as dit nou 'n blou Kersroos was, dan reserveer hy blou. So, daar's verskillende maniere om hom te reserveer. So jy kan hom net uitdroog of jy kan hom afsny en dan sit jy op 'n sekere tyd en dan sit jy hom in 'n kleurmengsel, dan trek hy kleur op. Of wat ek met hulle doen is ek bleach hulle. So hulle word spierwit en dan kan jy hulle ook amper soos jou hare wat jy highlight, kan jy ook 'n toner opsit. So jy kan hom ook 'n ligpink maak of 'n baie van die pastelle. Ek wil dit sien, ek moet kyk. So dis die lab. Jy sien, jy is 'n vrou van vele talente en jy kyk. En sy het ganse. En wat nog 'n koeket, dis 'n papegaai. En 'n budgie en 5 honde. Die handjies staan vir niks verkeerd. Hulle werk. Hulle hou van die dieretuin om my. Maar dis lewe. Waar jy is lewe en mooiheid. So Maar ietsie wat ons nou vandag aan wil praat, is terwyl ons aan die oorbelle gaan maak. Kom ons spring weg by
Wat sit in jou hart as ons praat van om intentioneel te wees of om doelbewus te wees? Ek dink, vir my voel dit soos die tuin. Ja. So, as ek gaan blomme plant, moet ek mooi seker maak in hierdie lyn, as ek 2 verskillende gewasse sit, kort hulle nette, kort hulle nie nette nie. Moet hulle water, moet hulle baie water, moet hulle min water, moet hulle vol son, moet hulle skerm son hê. Daar is baie goed wat mens faktore en ek dink mens as mens besluite maak, veral soos aan die begin van die jaar, dit is in watse seisoen is jy? Watse plante gaan ek plant? Watse vrug wil ek hê? So as ek sê aan die einde van die jaar, watse vrug wil ek hê? Wat moet ek intentioneel insaai in my lewe? Vir my hierdie jaar is dit gebed. Wow. Ek het Dr. Suzette Hattings conference en ek het vir elke dag, vir maandag is dit my staaf in die besigheid en vir skool en familie en het elke dag opgedeel. So dit is intentioneel. Ja. En ek weet, ek gaan vrug sien aan die einde van die jaar. Net ma wees. Daar's seker goed, beplan jy nie, party van ons is goeie beplanners, party is nie, party is in between. Party wing it. Ons wing it partykeer. Jy moet, dis 'n skill. Maar as jy intentioneel goedjies in plek het, en wanneer dit baie noisy is, dan het jy ietsie waarop jy kan vestig. So, iets wat ek nou ook kan dink is, maar seks in die huwelik. Ja. Wat kom is vir die huwelik. Ja. Want dit is ietsie waarmee 'n vrou spesifiek moet intentioneel wees. Ons kan 100 verskonings uit. Ja. En dit is die gom. En as mens nie intentioneel is nie, die vyand het al baie wapens opgerig. Ja. Dis deel van versorging, dis deel van nurturing. Precies. Ja, want deel van net my tuin beplan, saad plant, die faktore kyk, wat is die teestand wat ek gaan kry? Wat is die pestilensie wat saam met daai tipe blom kom? Ja. Wat is die teestand wat jy gaan kry van besluite wat soos gebed? Hoe gaan ek myself kry om vroeg genoeg op te staan? Tyd te maak. Ja. En dan ook intentioneel soos ek luister intentioneel die radio in die kar nie. Ek's baie op die pad, op voorraad, Johannesburg toe, blomme, etc. Ry na ver venues toe, so ek luister die radio nie. Ek luister worship musiek of ek luister 'n preek, intentioneel, want ek weet dit bou in my lewe. Ja, fantasties. Nou op daai noot, Women of Worth, soos jy weet, maak elke gas 'n Women of Worth, want dit dra soveel waarde, en wanneer jy hulle dra, dan besef jy net hoe waardevol en kosbaar en geliefd jy is. So jy gaan nou vandag jou eie stalletjie maak. Baie dankie. So hier's 'n paar klere om van te kies, en dan gaan ons wegspring. Okay, so kom ons verduidelik nou eers hierso. Okay. Goed, so jy gaan 'n kleur kies, en dan, kom ek wys vir jou, ek gaan sommer met hierdie kies begin. Okay. Jy kan so lank jou kleur kies en begin brei. Ek gaan vir 'n wit gaan. Fantasties. Jou dink aan wat jy kort in jou my boksie korte wit, wat dit sê soveel. Ja. Okay, so ek gaan eers brei. So jy van die sterkste deel is die palm van jou hand, en jy sit die hitte op. En jy begin te rol, te druk en te rol. En met die wit moet mense hande so skoon wees, want die geringste in jou palm. Ek glo hulle skoon, ek het hulle gewas. Ja. Nee, want jy begin nou vars en nuut, so ek dink dit is 'n goeie. En dan, soos wat jy sien, het begin hitte te kry. As die pasta rollertjie daai kant, dan druk jy hom vas en jy begin te rol. En dan vou jy hom middel toe, en die onderste deel wat toe is, sit jy weer terug en rol, totdat jy sien, hy's nou mooi gekondisioneerd. Ek sien daarso, great, so jy kan begin. Die pasta roller is jou beste maatjie. So dan rol jy hom, totdat jy sien, hy is nou mooi, daar sy. Laaste keer. Fantasties. Dan vat jy jou klein rollertjie, maak dit seker hy is mooi skoon. Okay. Jy wil nie ietsie, omdat jy met die wit werk, draai hom om,
werk aan daai kant. Ja, Okay. rol hom mooi plat, met 'n bietjie grip op die, en dan gaan ons hom vat, 'n poeiertjie doen, en ek kan net wys, Ja. dan, so jy gaan 2 van hulle, ons gaan hom Okay. weer rol. Okay. Wat ek dan doen is jy druk hom, en dan vat ek sommer die rollertjie om ekstra, Print op te kry. ja, dat hy lekker mooi daarin druk, en dan lig jy hom op. Pragtig. So kan hom 'n poeiertjie gee, en Okay. dan weer afstof. Okay. Hy gaan mooi wees op die wit. Ja, Funny. ek is dan nog as gewonde. Mm. My wit. Kyk, vir soveel dra. Ja, so maar hy flip. Druk bietjie harder. Ja, Okay. bietjie harder, bietjie harder. Oh, hy gaan herrens nie. Okay, kan hom Okay. afhaal. Ons hoop hy's perfek. Weet jy, is lekker. As hy nie perfek is nie, doen jy Doen hom jy teer. Oh, wow. Sy reg, ja. Beautiful. Kry. Stof hom af, dan dip ons weer ons sirkeltjie, vormpie, Okay, ja. en dan maak jy net seker, sy staan nie. Dan maak jy net seker, daar's 'n bietjie van 'n spasietjie bo, en Okay. dis waar ons die gaatjie Gaatjie. gaan. Ja. Okay. En dan dik jy hom af. So hy's poeier om vir jou. Baie dankie. Sy. En trek ons daai af, en dan vat jy jou lemmetjies op hy skerp. Okay. Beautiful. Reg. Ja. So. Ja. Sy. En dan lemmetjies skerp, so wees dit versigtig. Dan gaan jy net so onder die klei in. Nou eers hierdie afval. Ja. Trek dan. Ja, dit gaan mooi wees. Heeltemal weer. Ja, trek dit dan daai af. Oh. Mooi dit. Okay. Maak jy Dan- lemmetjie bietjie langer, Langer. ja. En dan begin sommer van 'n kant af, ja. Maak jy lemmetjie nog 'n bietjie langer. Daar sy. En dan laai jy hom deur die ras. Ja. Got it. En dan gaan jy sien daar's so 'n bietjie van 'n fluff, ja. So jy Ja. kan hom dan of net glad vryf, of as jy nou baie particular is, kan jy net gaan en so van die goedjies net so afsny. Krobbelgoed. Ja. Al twee Ja, is is, mooi. Ja, en dan afronding is altyd die Ja, belangrikste, belangrijk. want jy kan niks verander as dit eers klaar gebak is nie. Okay. Goed, en dan Okay. as jy klaar is met donetjies, dan daar in die bordjie, en dan gaan ons vir ons tweede enetjie, Okay, gaan ons weer met die breiwerk. die breiwerk, die voorbereiding. Terwyl ons dan so voorberei, hoekom Ja. dink jy is dit vir vrouens so moeilik om te los, om te let go? Ek dink ons sit almal maar met 'n paar insecurities, dinge wat soos bang miskien vir die unknown. Ek weet vir my met die besigheid, vir my moeilik om te sê maar ek gaan daai en los om alles net te doen want ons dink altyd ons kan dit beter doen. Ja. Ja. So om te los is baie keer, maar ek dink 'n lewe van surrender is soos 'n spier wat jy oefen. En ek dink hoe meer 'n mens leer surrender, bou jy vertroue uit God se hart uit. En jy sê maar as hy sê ek moet hierdie los, dan kan ek voel, ja, dit gaan moeilik wees, dit gaan beter wees. En ja, dis 'n bossie in 'n tuin. Partykeer die Heilige Gees kom op maniere om vir ons te wys hierdie. Miskien is dit 'n vriendskap, miskien is dit miskien is dit 'n leefstyl. Ja. Want baie keer ook moet ons daai dingetjie wat ons nie wil laat gaan nie. Hy moet plek maak. As mens dink aan 'n selfoon. Ja. So social media het ek 'n hele ruk terug uit my lewe uitgehaal. En dan het jy 'n leeboks. Ja. Maar wat sit jy dan in jou leeboks?
Waarmee vervang jy dit dan? So, boeke lees, sermon luister, worship musiek of wat ook al. Ek dink ons is bang om goed te laat gaan want ons weet nie hoe die eindproduk gaan lyk nie. Ek sê altyd, as iemand anders dit kan doen, dan kan ek dit ook doen. Ja. So kom ons kyk na iets wat iemand anders al gedoen het, dan voel ek ook weer nou kry ek weer 'n bietjie vertroue. As sy dit kan doen, dan kan ek dit ook doen. Ja. Ja. En dit is ook altyd soos as jy met iets begin, dit voel nie noodwendig jy's in jou gemaksone nie, jy's eintlik uit jou gemaksone uit, maar soos wat jy dit meer en meer doen, maak jy nuwe gewoontes, jy vorm nuwe en om te laat gaan kan verskillende goed wees. Dit kan 'n slegte gewoonte wees. Dit kan net die manier hoe jy reageer op iets. En dit is deel van ons tema om intentioneel te wees, om doelbewuste keuse te maak van ek identifiseer areas in my lewe wat onnodig is. Daai klatter, daai klein dingetjies wat hang. Klein dingetjies wat onnodig spasie vat, soos wat jy nou sê. En ek dink ons almal is skuldig daaraan as jy dink die selfoon, want dit is jou manier van kommunikasie, dit is om die wêreld daar buite oop te maak, om toegang te hê en mense kry toegang tot jou. Wat dis omtrent die hele topik op sy eie, want mense het toegang tot jou, maar dit is jou persoonlike spasie, saam met jou gesin of jou stilte tyd en ons probeer alles met ons selfone, ons werk op ons selfone, ons kommunikeer met ons selfone, ons bestel van ons selfone af. Alles het net hierdie een device geword. Maar mag ek jou interrupt? As jy hom kan split in utility en distraction. Yes, dit is mooi. Wat het ek het nodig om die weer gou te kyk? Gaan ek 'n truitjie, gaan die kinders wandeling? Ek het my alarm, ek stel wekkers as ek werk, weet ek om die kinders te gaan haal, my kalender, noodsaaklike, hy's 'n utility vir my. Sodra iets 'n distraction raak, jy gaan in op e-mails en dan sê jy, hier's nog nie e-mails wat ek gelees het nie. Dit is special. Van die special klik dan na die page, te klik dan na die maar daar gaan jy. Distraction. So, om intentioneel te wees met jou foon, met jou telefoon, by nood ook. As jy vat jou telefoon en sosiale media, want ons praat so baie oor dit, dat dit jou baie vinnig kan voel, dat soos daai persoon doen dit so. Wat is comparison? Jy vergelyk en jy, hoe kan ek sê, jy kan iets dalk eintlik beter doen, maar daar's 'n saadjie in jou kop geplant van, maar dit is hoe dit gedoen moet word. Dit steel kreatiwiteit. Absoluut. En dit sluit aan by my volgende vraag van, hoekom vrouens so baie keer voel, hulle beteken niks? Comparison. Dis 'n groot dief in die nag. As mens teruggaan na die woord toe, ons is elkeen uniek gemaak. Ons het elkeen ons eie talente, ons eie gawes. Ons is so uniek. En om heeltyd te sê, maar sy doen dit so, of haar kinders doen dit, of my gesin, of haar huwelik, of hulle vakansies, of wat ook al, alles dit steel. Ek dink as ons as vrouens, as mens net eers jou eie ritme kan kry, en dit kom by selfwaarde. Waar is ek geanker? En die feit bly staan dat, ek sien jy maak 'n goetjie al, dat ons, my waarde moet in Christus wees. Weet hy my gemaak? En dit is soos enige verhouding waar, sê net maar, toe ek en Ben ontmoet het, was dit al, en toe raak ons gemaklik met mekaar. Jou verhouding met die Here, is jy gemaklik met dit? En uit daai gemaklikheid raak mens selfverseker. Dan voel ek nie ek hoef te compare. Max Lucado het daai boekie geskryf van Pokenolsi. Ken jy hom? Pokenolsi is 'n skrikkelike oulike boek. Pragtig, is dit in Afrikaans of Engels? Ek weet nie, ek dink is Engels. En
Pokenossie is 'n houtgemaakte mannetjie in 'n houtgemaakte wêreld. Ja. En dan is daar mense, as jy nie oulik is nie, dan sit hy 'n kol op jou, dan sê hulle soos, jy doen dit so, en dan kry jy 'n kol op. En as jy nou 'n uitblinkertjie is, dan kry jy 'n sterretjie op. So natuurlik wil almal nou rondstap en sterretjies op hê. Jy's nou gelabel. Jy het labels op, sterretjie, 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 of kolletjie, kolletjie, kolletjie. Pokenossie was vol kolletjies gewees. En toe loop hy verby 'n meisie wat sy naam ek nou vergeet het, en sy het niks op nie. Sy het nie 'n sterretjie of 'n kolletjie op nie. Toe sê Pokenossie vir hom, luister, hoe kry jy dit reg? So cute. Toe sê sy, maar weet jy nie, jy moet by jou maker gaan sit nie. As jy by jou maker gaan sit, het jy nie kolle of sterre nodig nie. Ja, en ek dink, dit is die uitbeelding van insecurities. Want mens wil tog sê, almal moet hê, sy lyk altyd mooi, of sy kar is altyd skoon, of sy's altyd tyds, of wat ook al. Jy wil die sterretjie hê, maar vir wie doen jy die sterretjie? En ja, so dit is 'n kinderboek. En hy het 4 afdelings, hy tackle 4 leuns van die vyand. Oh wow. Die een was oor om goeders te kry. So ek sal 'n bietjie die boekie aanstuur. Jene, En julle van Pokenossie bietjie leer ken. Pokenossie, dit is die cuteste. Die cuteste. Maar ek weet jy nou, ek dink die Here het ons is bevoorreg om in 'n seisoen te wees waar ons kinders in ons lewe het, want ons kinders het ook insecurities en ons leer hulle wysheid van die lewe, maar hulle partykeer kan goedjies hanteer wat nie sonder minderwaardigheid. Daar is in die skole baie aanvalle op die kinders gesit. Jy weet, hulle mondjies is maar nie gefilter nie, maar ek voel tog ons kan leer by ons kinders. Absoluut. Ek sien hoe my kinders in sekere situasies so selfstandig is en so en my weer leer daarin. Ja. So ons het Pokenossie in die bed gelees. Lief. So ek dink nie kolle en sterre op ons liggaam te hê nie, maar tyd te spandeer so met jou maker. Ja. Want dan gaan jy nie compare nie. Sure. Ag, ek love dit. Okay, so jy kan 'n kolletjie maak. Jou oorbel se gootjie maak, daar waar die ringetjie deurgaan. Hierdie een het 'n bietjie streepies op. Wat jy kan doen, myne het ook die bietjie van die streepies op. Wat jy kan doen is jy kan net lig hier's daai kant. Ek sien daar So hoe dit uitrol. Ons raak. Hierso is dit nie een oorbel like presies dieselfde nie, want dit is handgemaak en uniek. En wat jy ook kan doen, kom ons sê wil 'n patroontjie opsit, dan vat jy nou maar net jou, gaan net vir jou wys hierso. As jy sou wou, dan kan jy Kyk nou daar. jy maak hom nou uniek tot jou eie behoefte. En jy kan speel hoor. Die detail is eindeloos. Sien. Baie mense wat hulle ook doen, hulle vat nou 'n bietjie verf en dan gaan hulle deur die lyne en dan maak hulle hom skoon en dan het die lyne nou sy eie soos liquid clay. Ja. Dan Dit sal doen hulle ook, dit. hierdie moet ek nog 'n bietjie afrond. Jy rond af, jy maak jou Women of Worth mooi en uniek en spesiaal. Baie lekker hierdie, ek hou van hande. Dit is dis terapie. Baie lekker. Ons het establish dis terapie. Seker. Ons sê. As jy klaar is, kan jy hom daar binne sit. Right. Baie vinnig. Ja, jy het ons geoefen dan. Ja. Maar hulle is so mooi. En as Ek jy hulle lekker. ja, 100%. Jy kan die gootjies insit en jy kan so 'n bietjie meer na So. koppie se kant toe sodat hy daarbo. ons wys Na jou koppie. Ek kyk nou skeef, ja. Goed, daar. Okay. Daar. Voorkant van die kop. Maar ek merk hom net vir jou daar. Kan ek glo ek maak my eie oorbel? Nee, Ja. Fantasties. Ja. wat gebeur binne jou as jy dink aan minder doen en meer wees? Voel jy
Ek wil vra, is dit bevrydend of is dit angs? Wat 'n laggie is daai nou? Ek sou sê definitief angs, maar dis 'n journey. Ja. Ek weet nie, ek dink baie vrouens sukkel om te laat gaan. Ek dink maar aan die werk, selfs my huwelik, kinders, jy weet, want ek dink ek kan dit beter doen. Ek kan nie jou vertrou nie, want jy gaan dit nie so goed doen soos ek nie. Maar dit is soos toue wat jy restrict jouself, want dan kan jy nie vrylik beweeg nie. So ek dink 'n mens, dis 'n spier wat jy moet oefen om te sê, ek moet hierdie laat gaan. Ek gaan intentioneel my kind los, dat sy vanmiddag haar huiswerk self doen. Want sy is nou graad 4. Dan gaan ek kyk na wat's my vangnetplan. So ek dink ons moet leer om te let go and let God. Daar's baie maniere, maar nie baie maniere nie. Dis maar die Heilige Gees met 'n mens nudge. Ek dink elkeen van ons het 'n individuele plan binne in jou, weet hoe lyk jou dag? Is hy klatterd? Is hy oop? Is hy nie? Wil jy laat gaan? Wil jy nie laat gaan nie? Wil jy alles self? Ons is baie gejaag. Ons leef in 'n tyd wat super vinnig is. En ek het so 'n boek gelees, Leader Shift. Wow, dis 'n mooi woordspeling. So, wat hulle sê is, ons hardloop baie vinnig. En in die ou dae het jy 'n 10 jaar plan en 'n 5 jaar plan en 'n 2 jaar plan vir jou besigheid gehad. 'n 2 jaar plan is nou baie ver. So, leader shift is om te leer, iets kom oor en ek gaan moet shift. Ek gaan nou moet change of direction. Ek kan nie hierdie ding meer oorneem nie, anders gaan my kind nie groot word en ontwikkel nie. Ek ontneem haar, omdat ek insecure is. So ek moet dit laat gaan. So, ons doen dit met die Heilige Gees saam. Hy nudge ons. Hy sê, Marijke, hierdie ding, los nou. Gee hom oor. As jy daar langs die kant en kyk hoe hy afspeel. Ja. En dan werk 'n mens maar weer. Ek voel mens moet jou radar moet aanwees. Dat 'n mens attent moet wees op goeters wat jy moet laat gaan en goeters wat jy nie moet aanpak. Wat sal jy sê vir 'n vrou wat nou sê ek en Marijke maar wil begin ek? Waar begin jy? Want ons staan in 'n nuwe jaar, party staan dalk in die middel van die jaar as hulle episode kyk. Wat ook al se situasie so vrou dan nou haarself in bevind. Wat sê, hierdie praat tot my hart en my gees. Waar begin ek om intentioneel keuses te maak? Ek dink dat ons in vandag se tyd is baie noise. Dit is baie noise. En ek dink as mens intentioneel die noise kan wegvat. Ons het nou oor selfone gepraat. Maar daar is 'n pastoor, is dit Grace Word, ek is nie seker wat sy naam is nie, Graham ietsie. Hy het congregational fast gedoen. Phone fast, 'n digital fast. En dit voel ek van die noise weg. En hy recommend byvoorbeeld, moenie dit alleen doen nie. Doen dit as 'n gesin, doen dit as 'n weet, want ons is maklik vir ons of ons kinders te sê klim van jou foon af, maar ons doen dalk dieselfde, maar ek dink as mens daai noise kan uitsny en dan kan sê, Heilige Gees, hier is ek, kom wys my. Kom wys my waar moet ek 'n shift doen? Waar moet ek let go? Waar moet ek meer intentioneel wees? Ek dink dit is my raad aan vrouens. Vat die noise weg, hoor by die Heilige Gees. En party mense is nie, het nie baie noise nie. Miskien soek mense, party mense is dalk in 'n seisoen. Ek het in my een Bybelstudiegroep het ek 2 dames wat oorgegaan het op pensioen. En hulle is op 'n deel waar ons kort purpose nou.
Ek dink so baie van ons vrouens kry ons identiteit in ons werk Ja. en ons gesin wees. Ja. Dat as dit weg is, dan wat bly oor? Ja. So daar's 'n balans. En die Heilige Gees is die beste vriend om te vra. Begin by die Heilige Gees. Absoluut, ek love dit. Goed. Ek kan jou oorballetjies, dat is al 2 is gedoen. En nou gaan ons gou 'n bietjie brainstorm. Ek het 'n verrassing. O, Weet jy hou van verf? Ek hou van verf. okay. Ons gaan verf. Verf daar Ek squeeze. in sit, ja. En ek gaan so lank begin brei. Ek met my wit ook 'n bietjie brei. Opgewonde oor wat hier gaan uitkom. Kom ons Want kyk. dit is kom nou ons 2 kyk. tegnieke wat jy kombineer. 'n Verf sommer die klei. Ek nog 'n bietjie wit bysit. Sit nog wit by, 100%. So of nog een. Ek kan nog een, dan het jy genoeg. Ja. Ons sal rooi handjies begin werk. Hulle werk. En jy sal sien die tweede stel is makliker. Ja. Very nice. Grand. Okay, is jy reg? Daai gaan baie mooi wees, jy met jou groene. Ja. Loop so. Ek het rooi want ek drop verskriklik min rooi, so ek het 'n kort en rooi. kort aan rooi. So ek maak 'n rooitjie. Ja. So, hoe kan ons as vrouens ruimte maak? Ruimte. Ek dink as 'n mens mooi dink oor jou dag. Kyk, die snaakse ding is almal het 24 ure 'n dag. Niemand het meer of minder nie. So, hoe kan ons ruimte maak? Byvoorbeeld as jy make-up in die oggend, wat doen jy? Want jou brein hardloop. So, ek sit worship musiek aan. Ja. Musiek wat miskien nie woorde in het nie. Ja. Ek het nou gesê, as ek in die kar ry, luister ek nie radio nie. Ek luister ietsie intentioneel. Dit kan ook wees, daai Dr. James Dobson het oulike, daai Family Focus, goedjies Jo. oor sibling rivalry. Jy weet, om ons nuwe idees te gee om dit. So sê nou maar, sê nou maar jy ry nie baie in die kar nie. Jy is 'n deskmens. Ek weet nie hoe met daai lewe wees nie. Nee, die hele dag, jy kry mense Agter 'n desk lief. te wees. Ja. Ja, ek het 'n aandroetine. Weet nie, partykeer is dit goed om 'n rustigheid te skep in 'n roetine. Ja. Want dit is maar, as mens kyk na 'n dag, wat skep ruimte? Ek sê intentioneel nee vir sekere uitnodigings vir my naweek. Ja. Want sê nou maar vir daai persoon wat by die desk sit die hele tyd. Wat nie baie ruimte het nie. Daar is 120 geleenthede wat elke keer verby jou kom vir elke naweek. Sê mens ja, sê mens nee. Dink as mens, maar nou, dit is wanneer jy daai gevestigheid het om te sê, ek gaan okay wees om nie by hierdie partytjie te wees nie. Of miskien my kind aflaai en nie die hele tyd daar te sit nie. Of nee, my kind gaan nie na die partytjie toe gaan nie, want ongelukkig voel ek nie gemaklik. Of ek gaan nie daar kan sit nie. Ja. So ek gaan nou nie daar los nie. So Ja. dan gaan ek eerder sê nee, ons gaan nie kan nie. Ja. Ek dink dit is ruimte. In ons huis is Sondag 'n oop dag. Yes. Daar word niks, daar gebeur nie. Daar's geen reëlings op Sondag. Ja. Sondag gaan ons kerk toe en kom terug huis toe. Sodat almal in kan wees. Ja. Dat elkeen hulle eie ruimte kan hê. En ek sien met my jongste, dit speel 'n koekou Ja. deur daai babiekas. Ja, fantasties. En so ons het nodig. Ja. Ons het ruimte nodig vir kalmte Ja. en om intentioneel te kan wees. Ja. Dink ek. Ek love dit. Okay, jy het al mooi gebrei. Sorry, ek rol, ek rol. Sit daai kassietjie weg, dan het jy meer ruimte vir jou werkspasie. Dit lyk soos chaos hier by my, maar orde net gaan. Jy is 'n women at work. Hierdie is nou jou desk. Ek kan sien hoe lyk my desk. Nee. So ek het klaar my vormpies gesit waar ek hulle wil hê, maar ek wil net vir jou dan nou wys. Ja. Jy kan rustig aangaan. Okay. Rol net eers jou klei dat hy plak teen die teel, dat hy nie gly nie.
En dan vat jy nou jou stencil. Eers die stensel. Jy kan dos twee maniere, wat ook al vir jou gemaklik is. Ek doen die stencil en dan weet ek presies waar ek my verf wil sit. So as jy gemaklik voel, kan jy eers jou vormpie doen en dan jou stencil bo-op. Die uitkoms is dieselfde. So wat ek doen is, met die afstof, ek het my rooi en ek gaan wit op rooi, so dan vat ek my stenciltjie en vir as jy nou spesifieke patroontjie het, soos jy nou daar, dan kan jy nou hom nou mooi align. Dan vat jy jou rollertjie en jy sit 'n bietjie druk op die klei, laat, so wat jy nou kan sien is, hy gaan so bietjie indruk. En op dit, hy moet mooi vas wees, so die area waar jou stempeltjie dan nou moet opkom, is die area wat jy nou gaan verf. Dan vat jy jou verf en jy verf van bo op. Dit is so lekker. Fantasties. En mens kan so kreatief raak. Prima, ek gaan hulle met los 2 maak. Ja. Anders gaan my kleur meng jou met. Ja, kom ons kyk. Hulle so oppas en hulle so oppas. Ek dink tof. Of een so en een so. Ja. So druk hom met liggies in, dat jy net ten minste jou area kry. En dan gaan jy so 'n bietjie wag, dat die verf net so effe set, voor jy hom afhaal. En hierdie wat ons gebruik is akrielverf. Okay. Want as hy bak, partykeer raak die kleure weg. Maar dit is beter om hom voor die tyd, voor jy hom bak te verf, dat die kleur in bak. Anders kan hy sommer net afpop. Ja. En dan het jy ook die opsie om hom te seël met 'n resin aan die einde. Maar ek hou nogals van die handgemaakte, die handmade, hand-painted look. Ja. En dan kry net so 'n bietjie. Ek het afgedruk. Al die dele waar jy hom nou. Dis hy. So ek kan nou. Ja. Nou gaan ek een so of een so. So omdat hy mos nou redelik dink ek gaan hy albei kante, gaan fyn wees. Hy gaan albei kante 100% wees. So dit is nou 'n nuwe tegniek. Dis die eerste met wie ek hierdie deel. Love it. Bly my verf. Ja. Kan deurkom. Ja. Want dit is wat dit is. As jy tegnieke kan kombineer, maak dit net soveel. Ja. My rykste wil jy so verf. Ja. Ons het nou soveel goed oor gepraat. En dan voel jy mens ook oorweldig van waar moet ek vat en waar moet ek los. So opsommend oor om intentioneel te wees. Wat kan jy vir die vrou wat kyk sê? Ons het 'n verskeidenheid van mense wat kyk. So dit is 'n jong meisie, 'n girl op universiteit, 'n mamma, daai mid-30s, 'n nuwe mamma wat baie oorweldigend kan wees. Met al die dinge wat moet aangaan, en dit is 'n baba en dit is nog iets wat gejuggle moet word. En dan, soos jy nog gepraat het van weer 'n vrou dalk op pensionaris. So, ons het al die elemente bring vir ons die hele tema bymekaar. Om mense te help om te sê, dit is net 'n tikkie van wat dit is om intentioneel te wees en die pad vorentoe. Ja. Maar ek dink, almal het eintlik hulle eie journey en jy's op jou eie plek, jou eie seisoen. Maar ek sou sê, as mens nie weet waar om te begin nie, soek 'n mentor. Iemand wat in jou seisoen is of net deur jou seisoen is, wat wyshede, dit is baie slimmer om goedjies te leer van iemand wat reeds foute gemaak het. Ja. En hulle help jou. Daar is ook 'n boek wat ek kan verwys om te lees, is Godmothers van Lisa Beveer. Oh wow. Sy sê dat ons vrouens
is soos 'n tribe. Ons moet kyk na mekaar en ons moet ons kennis oordra na 'n volgende ou toe. Ek dink miskien is jy 'n vrou wat reeds jou klatter uitgesorteer het. Yes. Jy is intentioneel. Ja. Sit jou radar aan en kyk waar kan jy dalk 'n mentor of ietsie oordra aan iemand anders wat nog nie daar is nie. Of iemand wat dalk hier aan die onderkant is. Ja, so albei kante toe. Ek dink ons kan uitdeel en ons kan ontvang. Absoluut. En mens moet ontvanklik wees. Absoluut. Dit is baie mooi. Ek sal al die links by jou kry en dit onder aansit want jy het nou al 'n paar boeke hier genoem maar soos ek moet lees, maar dit is een ding. Dit was hierdie laas jaar- jaar se ding. Ja, om te kan joune is gebed, myne is lees. Want ek is verskriklik lief vir lees. Ek het boeke en boeke opverslind toe ek jonger was and then life. Maar ek kies om terug te kom na my liefde wat lees is. So dit is vir my kosbaar. Right. Ek sien dit is mooi. Ja, ek kan sien hoe die prentjie bymekaar kom. Ek het 'n paar groene hier, maar ek gaan hom saam met wit dra Ja, met 'n groen ietsie. baie So dit mooi. gaan groen en wit wees. Stunning. Ja. So jy kan dalk nog 'n laagie waai net so 'n bietjie droog. Ek het myne afgehaal. Kyk hoe mooi Ja, dit dit is beautiful. Ek weet. dis Love hoe die patrone so bymekaar kom en nou gaan jy daai stukkies uithaal. Dus Uithaal. Ek verstaan ook mense sê mense doen dit so om, want Ja. die klein stukkies dan voel dit of dit nie gaan pas nie. Presies. Nou gaan dit pas. Nou pas hy. Ja. So ek gaan dan Mooi. dieselfde metode. Ek het min of meer my Jy het hom baie saggies ingedruk. ek het hom gedruk en toe ek hom nou rol dan druk hy weer. Weer. Ja. Jy gaan sien met jou nou gaan dieselfde wees. Okay. Maar dit is so lekker want jy weet nie wat jy gaan kry Hoor jy? as jy klaar is nie. Uitlig. Ja. So dit is deel van die proses. Ja, beautiful. Dit is so Kalm. ja. Dis so ontspanne. Begin ons mense wat mooi oorwelle maak. Goodness. Nee, ek mis kan nie ophou kyk Nee. vir oorwelle nie. Nee. By die mark is ek bekend vir 'n oorwel mens. Och, Die een girl kom ja. altyd na my toe kyk, so ek sê, nee, jy wil vir Irma leef. Jy wil na my oorwelle kyk, jy wil Irma se oorwelle kyk. Mooi is mooi. Ja, en baie keer mens voel uit idees uit en dan kan jy net na iets kyk en ewe skielik kom daar 'n idee. Ja. So ek het net een aand gedink, wat is iets wat ek anders kan doen en toe het ek die oorwelle begin verf. Yes, dis oulik. So ja, dit is nice. Ja. En daai wat jy gevra het, so hierdie stukkies wat oorbly, jy gooi Ja. dit nie weg nie. Ja, Dit hou jy in 'n houertjie okay. wat geseël is. Ja, En nou kan jy stukkies opkap ja. en weer op 'n ander stukkie oorwel gaan sit. Dan maak dit weer 'n hele nuwe ontwerp. So dit is wat baie lekker is. Okay, so dan trek ek, kom ons noem dit 'n skeleton pool. Dit is nou Ja, die lingo. die lingo. En dan kan jy nou daar met jou mesie al die klein fyn deeltjies gaan en dan versigtig as jy afrond by die verf, laat jy dan nou nie om nou daarso Smudge nie. smudge nie. So ek gaan hom net so vat en skuif. Sien? Okay, ek wag vir Ja. droog word. Dink jy ek Ek kan kan maar so 'n bietjie aftrek? blaas en aftrek, ja. Oh, wow. Mooi wees. Dis stunning. Yay! Dink jy ek kan hierdie houtblokkies maak? Met liefde. Ja. Dalk daai kleur optel. Ja. Dit gaan baie mooi Ek wees. was 'n maand. Ja. Kyk, dan is die possibilities mos endless. Dis mooi. Dis baie mooi hoor. Goodness. Is hy genoeg afgerond? Perfek. Perfek. Okay, dis 'n round number 2. Ag, kyk hoe mooi. Dit gaan stunning wees. En as 'n mens dit opsit, lyk dit mos nou baie anders as wat dit net daar Ek kan dit nie glo nie. skrikkelik mooi. Hierdie is baie satisfying. Nee. Ek dink om 'n oorbel te maak. Nee.
Hou van eindprodukte. Ja. Jy's 'n vrou met visie. Nadat ons die oorbelle gebak het, het ek vir Maryke gewys hoe om dit aan mekaar te sit. Maryke het ons weer kom herinner dat om intentioneel te wees 'n stappie teruggevat moet word om te kyk waar die Heilige Gees ons lei. Om intentioneel te wees beteken nie om alles perfek te hê nie. Dit beteken jy kan kies en doelbewus lewe in die hier en die nou. Begin by vandag, gaan oor na môre. Elke dag leef met intentionaliteit. Is jy gereed? Ek weet nie, is ek? Is jy intentioneel? Ek is intentioneel. Goed. Wat was jou gunsteling lekker goed toe jy 'n dogter? 'n chomp. Ek het vir 'n chomp Daai chocolate, chomp dit is soos, ja, die chomp advertensie. Wat het ma wees jou geleer van jouself? Baie. Baie goed dat ek nie wou weet nie. Dat ek 'n kwaai ma is. Ja. Wat het dit geleer van my? 'n Mens jy kan herstel na jou foute. Sure. Ja. Wow. So ek dink ons almal maak heeltyd foute. Maar ek het nou al gesien as ek vir myself, ek kan nie sak en as nie. Ek sê jy kan herstel van jou foute. So ek gaan terug en sê, hoorie, mama is baie jammer. Ja. Mama was verkeerd. Ja. Ons jammer, wil jy my help, kom ons doen hierdie reg. Ons kan herstel van ons foute en daai bou weer verhouding. Yes. En ja. Is dit nie vir ons veronderstel om funny en lekker te wees nie? Ek sê dit mens. Hartsnare. Dis baie mooi. Okay. Wat is jou gunsteling kleurkombinasie met jou funksies? Joune. Myne. Ja. Ek hou van neutrals. Ja. Ek hou van neutrals. Pick 3. 3 beige, bruin en wit. Vir my mooi. Dis baie kalm. Ja. En in Ja. vandag se soos dekor Trends. style kan jy dit so Ja. mooi maak. Ek sien so vir prentjies. Watter winkel is jou happy place om in rond te loop? Ek hou van poetry. Ja. Ek hoop nie noodwendig baie verstaan nie, Ja. maar ek hou van poetry. Inspirasie. En 'n home. Enige home winkel. Byvoorbeeld H&M Home. Ja. So ek sê is my favourite. Okay. H&M Home. Ja. Ons kan jy daar los. Ja. Wat is jou en jou gesin se ideale gesinsnaweek? Naweek. Ons 'n lekker naweek is gaan kamp by Dinokeng, aanfeest met 'n klein ablissie en 'n swembadjie en ons vier en ons speel games en ons ry rond. Dit is 'n lekker. Ja. Dit is lekker. Is jy 'n stilte mens of 'n musiek in die agtergrond? Dit is stilte mens. Stilte mens. Ja. Stilte? Dinokeng, hallo. Ja. Ek het nie geweet jy gaan die vrou antwoord nie. So. Ja. As jy môre absoluut niks moes doen nie, Okay. hoe sou jou dag lyk? Niks is en niks afsprake nie, so ek mag kies wat ek doen. Jy het 'n niks. Jy het 'n niks dan. Ek sal laat slaap. Dan sal ek bietjie wil verf Ja. of gaan golf speel. Ja. Of 'n spa of so ietsie doen. Ja. Ek sal wil boek lees en ek sal sushi vir aandete wil hê. O, lekker. Mooi. So ek dink jy moet jou eie niksdag beplan. Okay. Intentioneel vir jouself en niksdag op die agenda sit. Hoor jy daai klink lekker. Ja. Maryke, wow, dit was baie spesiaal vir oggend. Dit is mens kan net by jou leer. Ek is seker daar's 'n paar vrouens wat gaan moet pause, bly. Met al die nuggets wat jy voel, ek gaan self. Want jy het soveel waarhede gespreek en ek bid dat dit tot elke vrou wat kyk sy hart sal spreek. Dankie vir die verskil wat jy maak en vir die mens wat jy is. Ek leer so baie by jou sonder
dat ek geweet het ek doen, as ek soos, oh wow, net uit mekaar se wyshede uit te put. Wat is my tranerig? Maar hierdie boks is baie spesiaal vir jou in mekaar gesit. Dankie dat jy kom kuier het, dankie dat jy jou hart met ons kom deel het. En ek bid uit hierdie jou jaar van gebed, dat jy elke liewe gebed wat jy bid, dat dit sal vrug dra en dat jy net 'n lekker jaar sal hê, 'n goeie jaar sal hê en 'n jou jaar sal hê. Baie So, dit is dankie, Irma. Baie liefde vir jou, ek hoop jy love alles wat daarin is. Goodness, hierdie is 'n groot voorreg. En dit is so lekker om net om in hierdie topik te dink en te dink, ek dink dit maak ons sommer net wakker van voor af. Absoluut. En baie dankie vir al die bederwe. Dit maak vir wie jy is en die verskil wat jy in mense se lewe maak. Baie dankie. Dis 'n plesier. Ek is baie lief vir jou. Baie Elke dag is nuut. Dit begin by jou. Lewe met intensie.